Aan die einde van ons program lees ons 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Vandag Handelinge hoofstuk 15 vanaf vers 36. Die opskrif: die tweede sendingreis. Paulus en Barnabas skei van mekaar. 'n tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê: "Kom ons gaan kyk hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het." Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem. Maar Paulus het gedink dis nie reg om die man wat saam te neem wat hulle in Pamfilië verlaat het en nie eintlik die werk saam met hulle gedoen het nie. Voordat hulle so skerp verskil dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem en met 'n skip na Cyprus toe vertrek. Paulus het vir Silas gekies en vertrek, nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. Hy het deur Sirië en Cilicia gereis en die gemeente geestelik versterk. Handelinge 16 vers 1, die opskrif: Timoteus sluit by Paulus aan. Paulus het in Derbe gekom en daarna in Lystra. Daar was 'n gelowige met die naam Timoteus. Sy ma, ook 'n gelowige, was 'n Joodse vrou en sy pa Griek. Die gelowiges in Lystra en Iconium het net goed van hom gepraat. Omdat Paulus vir Timoteus met hom wou saamneem, het hy hom besny. Dit het hy gedoen terwille van die Jode wat in daardie gebied gewoon het, want hulle het almal geweet sy pa is 'n Griek. Soos hulle van die stad tot stad gereis het, het hulle die besluite wat die apostels en die ouderlinge in Jerusalem geneem het, aan die gelowiges oorgedra en hulle beveel om daarvolgens te handel. Soos die gemeentes in die geloof versterk en die getal gelowiges het by die dag groter geword. Die gesig in Troas. Vers 6. Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bithynië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan. Daar het Paulus in die nag 'n gesig van 'n Macedoniese man gesien, wat by hom staan en hom smeek: "Kom oor na Macedonië toe en help ons." Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gou as moontlik gereed gemaak om na Macedonië te vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Vers 11. Lydia se bekering. Van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samotrake toe en die volgende dag na Neapolis toe. Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie. In daardie stad het ons 'n paar dae gebly. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was van Tyre afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê: "Aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom, gaan by my tuis." En sy het ons ooreed om dit te doen.
Hierdie gedeelte, Handelinge hoofstuk 15 en 16 in die 83 vertaling. Eerste aangrypende vertelling van Paulus en Barnabas, wat van mekaar skei omdat hulle verskil. Ja, twee gelowiges wat van opinie so erg verskil, dat hulle nie dieselfde pad vorentoe loop nie. En tot vandag toe nog is dit so, dat gelowiges baie keer verskillend hoor wat die Here sê, en nie dieselfde pad loop nie. En dan sien hy gesig in Troas, en hulle volg het op, hulle gaan na Macedonië toe, net soos Paulus in die gesig gesien het. En daar lees ons ook dan van Lydia se bekering en haar gesin wat gedoop word. Wat uitstaan hier is dat Paulus en die gelowiges van die kerk gedurig op pad was om ergens nuwe bekeerlinge te gaan, kom ons sê, maak, of mense te vertel van die evangelie van die Here Jesus Christus. Kom ons leer van hulle, hierdie ene groot saak, om nie stil te sit met die kennis en die wysheid, die genade wat ons het, net vir onsself te hou, tevrede wees met dat ons gered is. Kom ons leer by hulle om die evangelie, die kennis wat ons het, met elkeen te deel, so ver ons gaan, ja, selfs uit ons pad uit te gaan, om die evangelie te gaan deel met mense oral oor. Dit is baie keer 'n uitdaging, want dit kom nie van nature nie. Dit kom partykeer maar 'n bietjie swaar, en ons word soos gelowiges deur die eeue gesê, ja, maar ons het nie al die kennis nie, al die wysheid nie. En tog, die Here roep ons, nie omdat ons volledig is nie, of volmaak is nie, maar juist omdat ons gewillig is. Kom ons gaan uit dankbaarheid dat ons gered is, kom ons gaan deel dit met ander. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.